Ek gaan die gedeelte uit Lukas 15 uit die nuwe vertaling, die direkte vertaling lees. Dis 'n vertaling na aan die Grieks. En dis daai bekende gedeelte. Die gelykenis se naam is die verlore seun. Maar dit gaan oor soveel meer en daarom wil ek lees so in die helfte van hierdie gelykenis. Ek wil vanaf vers 20 lees. Lukas 15 vanaf vers 20. En daarmee saam gaan ek 'n gedeelte lees uit die Nuwe Testament, ook uit 1 Tessalonisense. 1 Tessalonisense 5. Ek wil net kyk waar is dit in my Bybel, wat 'n bladsy, dat ek vir julle soontoe kan lei. Dis ongeveer hier op 270. 270 in my Bybel, Nuwe Testament. Ek lees eers uit Lukas 15. Lukas 15 vers 20, hy het toe opgestaan, dis die verlore seun, en na sy pa gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy pa hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry na hom gehardloop, hom in die nek geval, en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy pa, pa, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy pa het sy bediendes opdrag gegee, bring die beste stola en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf. Slag dit. Laat ons eet en feesvier. Want hierdie seun van my was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer en na by die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep die een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. Jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy pa het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy pa gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir pa af, en het nog nooit 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eens 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan feesvier nie. Maar toe hierdie seun van pa terugkom, wat pa se besittings op prostituie uitgemors het, slag pa vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê sy pa vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet bly wees en feesvier, want jou broer was dood en hy het lewendig geword, hy was verlore en is weer gevind. 1 Tessalonisense 5, we lees vanaf vers 12. Broers, ons vra julle, erken die mense wat so hard onder julle werk, en julle in opdrag van die Here lei en teregwys. Betoon in liefde die hoogste agting en hulle ter wille van hulle werk, leef in vrede met mekaar. Ons druk julle dit op die hart, broers, wys die leegleers onder julle tereg en praat die kleinmoediges moed in. Help die swakkes. Wees met almal geduldig. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vergeld nie. Beywer julle liewer altyd vir die belange van julle medegelowiges en van alle mense. Wees altyd bly, vers 16. Bid geduldig, vers 17. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die werking van die Heilige Gees teëstaan nie. Moenie profesie geringskat nie, maar toets dit alles. Behou wat goed is en bly weg van alles wat sleg is. Ek lees net tot hier.